En nou ja, ons het verlede week begin kyk na hierdie tema. Dit hang maar saam met 'n probleem wat baie mense het rondom die tragedies wat in hierdie wêreld gebeur. En dan sal mense redeneer en sê, maar hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? As hy dan inderdaad soewerein is, as hy almagtig is, as hy alwetend is, hoe kan hy toelaat, as hy 'n God van liefde is, dat sulke dinge gebeur met goeie mense? Nou, dis die tema wat die Here Jesus ook aanspreek hier in Lukas hoofstuk 13, die gedeelte wat ons gelees het. Ek het laasweek ook gesê dat mense is geneig om genade as vanselfsprekend te aanvaar. Baie mense het die idee dat God guns en vergifnis aan hulle verskuldig is. Hulle reken die mense is nie regtig so strawaardig nie. Ja, niemand is volmaak nie. Niemand's volmaak nie, maar nou ja, die mens is tog nie so sleg nie. Enige ouer aanvaar tog dat sy kinders nie volmaak is nie. En tog het hy hulle lief, nie waar nie. 'n Man is tog nie 'n klip nie. Jy weet, daai tipe van argument. Kinders het ook mos maar blinde kolle en ondeendhede en ouers leef daarmee saam. Maar hier in Lukas 13 gebruik die Here Jesus 2 reaksies van mense op tragedies, om hierdie hele saak in die regte perspektief te stel. Nou, die eerste ding wat ons moet verstaan is, daar bestaan nie so iets soos 'n onskuldige mens nie. Daar bestaan nie so iets nie. Kyk, soos vandag het daar ook destyds allerlei skokkende rampe plaasgevind. En dan mense ook soos vandag die vraag gevra, nou maar, hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Soos ek reeds gesê het. Nou hier is 2 rampe wat hier ter sprake is. In die eerste geval was daar mense wat in Galilea geoffer het, en terwyl hulle geoffer het, het Pilatus om een of ander rede hulle laat vermoor. En soos hier gestel word, hulle bloed is met hulle offers gemeng. En die mense vra vir Jesus, nou maar, wat van hierdie mense? Goeie, onskuldige mense. Mense wat waarskynlik nie 'n vlieg sou skade aandoen nie. Hulle kom in opregtheid en godsdienstigheid om te offer. En dan tref dit hulle daar. En dan verwys Jesus na 'n tweede tragedie. Terwyl mense in die straat afstap, toe stort die toring van Siloam in duie, en 18 van hulle is dood. Dood goeie en onskuldige mense, hulle kom van die winkel af, kom van Pick n Pay af. Dit is nie mense wat 'n bank geroof het nie. Dit is nie mense wat iemand gemolesteer het, of kinders kwaad aangedoen het nie. En waarskynlik was daar onder hierdie 18 kinders ook. Onskuldige kinders, en waarskynlik onskuldige vrouens. Hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Waar was God in hierdie tragedies? Waar was hy? En dit is natuurlik die vraag waarmee mense voortdurend die Here konfronteer. En julle sal so goed soos ek weet dat dit 'n vraag is wat ons dikwels hoor. Nou in eerste instansie moet ons let op wat Jesus nie sê nie. Wat hy nie sê nie. Hy het nie 'n filosofiese benadering nie. Hy trek nie sy skouers op en sê, ag nou ja, hulle was nou maar op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Hierdie tipe goed gebeur maar, jy weet, 'n mens weet nie eintlik hoekom dit so werk nie, maar dis nie sy aanslag nie. En verder maak die Here Jesus nie jakkalsdraaie nie, en hy probeer nie sy Vader se, ekskuus laat ek dit so uitdruk, ek doen dit in respek, maar hy probeer nie sy Vader se kastanjings uit die vuur uitkrap nie. Hy sê nie vir die mense, ja, ek het nou vir julle lering gegee oor hare wat nie op die grond val, en mossies wat nie op die grond val sonder julle Vader se wil nie, maar julle moet my daarom ook nou nie altyd so
letterlik opneem nie. En so ernstig opneem. Hy probeer nie vir hulle sê, wel, jy weet, die Vader is soewerein, maar hy is dan ook nou regtig nie in beheer van alles wat gebeur op hierdie wêreld nie. Jy moet nie my so letterlik opneem. Nee. Die Here kom sê hulle met my saamstem, met 'n onverwagse, trouwens met 'n skokkende reaksie. Sê vir hulle, as julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. Skokkend. En soos ek daarop gewys het, hy herhaal die stelling om dit te beklemtoon. Nou, wat die Here Jesus hier vir die omstanders sê, is dat hulle die verkeerde vrae vra. Hy vra die verkeerde vrae. Dis die verkeerde vraag om te vra, waar is 'n God van liefde in hierdie tipe van rampe? Nee, hy sê die vraag wat julle eintlik moet vra, Here, hoekom het die toring van Siloam nie op my kop geval nie? Hy sê, dis eintlik die vraag wat julle moet vra. Want jy sien, een van die mense mees tartende sondes is die mentaliteit dat ons onskuldig is. Nou ja, niemand van ons is 'n engeltjie nie, maar 'n mens bly mos maar 'n mens, maar ek weet verseker dat 'n God van liefde my nie sal kwaad aandoen nie. Nie my God nie. En wat die Here met hierdie antwoord wil tuisbring, is dat alle mense, let op, alle mense in Adam onder God se toorn verkeer. Baie belangrike beginsel hierdie. Alle mense in Adam verkeer onder God se toorn. Selfs die mees oordentlike mense. Die Boy Scouts en die voortrekkers met hulle goeie werke en al hierdie goed. As jy nie in Christus is nie, as jy nog in Adam is, verkeer jy onder God se toorn. Is jy deel van 'n mensheid onder God se toorn. Dis wat hy hier wil tuisbring, dis wat hy wil sê. En as sodanig is elke so persoon die dood skuldig. En daar's geen uitsondering. En dit is nie bloot 'n Ou Testamentiese perspektief nie, dit is deur en deur 'n Nuwe Testamentiese beklemtoning. Gaan werk maar deur Romeine 5 hier van vers 12 af, waar die apostel Paulus praat oor die erfsonde en die feit dat 'n mensheid in Adam onder God se toorn is. Dit terloops is waarom mense sterf. En jy weet dat mense nog voordat hulle kan sondig, sterf hulle al, want onthou, die loon van die sonde is die dood. Of andersom gestel, die dood is die gevolg van sonde. En dan spreek hy die hele probleem daar aan in Romeine 5, nou ja, maar waarom kan babietjies en swaksinnige mense, selfs ongebore babas, hoekom sterf hulle? Ek bedoel, hulle kon nog nie gesondig het nie. En dan toon Paulus daaraan, dit is omdat hulle deel is van 'n gefalle mensheid onder God se toorn. Natuurlik, onmiddellik ontstaan 'n ander vraag, waarom ons wat dan nou nie meer in Adam is nie, maar in Christus, hoekom ons nog moet sterf? Wel, die Nuwe Testament, en dis 'n ander vraag wat ons nie gaan aanspreek vanmôre, maar mag ek net dit sê, dat die Nuwe Testament ons baie duidelik leer dat die angel van die dood getrek is vir ons. Dat die Nuwe Testament ons baie duidelik leer dat ons wat in Christus is, vind nie meer in die dood 'n allerverskrikking nie. Dit is 'n noodsaaklikheid om die reste van die ou skepping finaal af te gooi en om deur te gaan na die volmaakte erfenis wat ons in Christus het. Maar die dood vir ons wat in Christus is iets anders as die dood vir hulle wat nie in Christus is. Maar dis 'n hele ander onderwerp wat ons nie kan aanspreek vanmôre. Nou laas keer, verlede Sondag het ek daarop gewys dat ons skrikwekkende voorbeelde in die Ou Testament kry van die uitgieting van God se toorn.
Die van julle wat hier was sal onthou, ons het heel wat tyd gespandeer aan die definiering van wat God se toorn is. In 'n neutedop het ek gesê, is dit God se heiligheid in aksie teen sonde en teen sondaars. En die Bybel leer dit, sonder blik of bloos, hoor. Maar ek het ook verlede week daarop gewys, dat die ergste uitstorting van God se toorn kry ons nie in die Ou Testament nie, maar in die Nuwe Testament. En dit is belangrik om dit te verstaan, want baie mense het die idee dat die God van die Ou Testament is 'n God van toorn, en die God van die Nuwe Testament is 'n God van liefde. En uiteindelik sit hulle in hulle agterkoppe met 'n twee gode leer. As jy hulle sou konfronteer, dan sal hulle nie moed hê om dit te sê nie. As jy hulle sou konfronteer, sal hy jou ook nie kan verduidelik nie, maar ek kan vir julle verseker dat baie mense vandag in die kerke sit en self as Christene beskou, terwyl hulle eintlik in hulle hart van harte werk met twee verskillende gode. Maar het ek daarop gewys verlede week, dat as ons gaan kyk na die oordele wat in die Openbaringboek beskryf word, dan is die oordele van God en die flitsings van sy toorn in die Ou Testament soos 'n sonnaarskoolpiknik. Maar, en nou wil ek 'n tree vorentoe gee vanmôre. In die Nuwe Testament lees ons van 'n nog erger uitstorting van God se toorn. Baie erger is enigiets waarvan ons in die Ou Testament lees. En ek praat natuurlik van Golgotha. Dis die heel ergste uitstorting van God se toorn. Nou, wat het aan die kruis gebeur? 'n Mens kry nogal artikels deur mediese dokters geskryf, wat hulle op 'n aangrypende wyse vir jou verduidelik wat in Jesus se liggaam gebeur het, toe hy gekruisig is en hoe hy moes gely het. En dit is inderdaad erg. Dis die ergste tipe teregstelling wat die mens waarskynlik ooit kon bedink. Maar dit was nie die ergste nie. Die ergste is, kom ons sê maar, die geestelike lyding wat die Here Jesus daar verduur het. Want jy sien, wat het op Golgotha gebeur? Die sondeskuld van miljoene mense is op een mens gelaai. En dis die een mens wat deur die eeue, die een mens wat dwars deur sy lewe werklik onskuldig was. Maar die sondeskuld van miljoene mense is op hom gestapel. En daar op Golgotha het die ewige verdoemenis van ontelbaar baie mense gekonsentreerd op hom ingebrand glas. Ja, sy fisiese lyding was onbeskryflik erg. Maar ek sê, dis sy geestelike lyding, wat iets is waarvan ons niks kan verstaan nie. Jy sien, wat hy op Golgotha verduur het, die Here Jesus. Laat ek dadelik sê, sy hele lewe van vernedering, van sy ontvangenis af, tot en met sy dood, was 'n lewe van lyding, van smarte, van ontbering, van vernedering. Maar julle sal met my saamstem, dit alles het gekonsentreer en tot 'n klimaks gekulmineer op Golgotha. So wat daar gebeur het, is dat die ewige helse smarte van miljoene mense op hom ingebrand het. Met ander woorde, dit wat 'n sondaar sal verduur in die ewige smart van die hel, dit vermenigvuldig met miljoene, want daar is miljoene mense wat gered gaan word. Dit vermenigvuldig met miljoene is wat Jesus verduur het op Golgotha.
Want immers het hy daar, is dit nie so nie, sy Vader se regverdige toorn oor die sondes van een en elke uitverkorene, volkome verduur. Met ander woorde, kom ek maak dit persoonlik. Jy wat vanmôre in Christus is, as jy nie deur die Here se genade oorgebring is vanuit Adam tot in Christus nie, dan was jy op pad na die ewige verdoemenis. En die ewigheid sou nie lank genoeg gewees het om God se toorn te verduur nie. En jy is een van der miljoene. Maar hierdie smarte wat jy vir 'n ewigheid sou verduur het, was deel van die smarte wat Christus verduur het daar. En daarom hoef jy dit nie meer te verduur nie. Ons moet verstaan dat geen sonde bly ongestraf nie. Of dit word aan jou gestraf, of dit word aan Christus gestraf. Andersom gestel, as dit nie aan Christus gestraf word nie, sal dit verseker aan jou gestraf word. Elke sonde, ook die sonde van nalating, moenie net dink in terme van sondes van daad nie. Dink ook aan die sondes van nalating, waar jy net eenvoudig nie by God se standaarde uitkom. Jy het hom net eenvoudig nie lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte nie. Dink ook aan die sondes van motiewe, valse motiewe, onheilige begeerlikhede. En so kan ek aan. Met ander woorde, as daar ooit 'n man was wat kon kla oor die behandeling wat hy van God gekry het, dan was dit Jesus van Nasaret. Want hy was immers volkome onskuldig. Hy het nie 'n enkele sonde. Hy het nie 'n oomblike onheilige gedagte gehad nie. Niks nie. Ja, hy is in elke opsig versoek net soos ons. Maar wat sê die Hebreërskrywer? Maar sonder sonde. Ek sê, as hy ooit 'n man was wat kon kla oor die behandeling wat hy van God gekry het, was dit Jesus van Nasaret. Nou, as jou sentimentele siel aanstoot neem aan God se toorn in die Ou Testament, dan moet Golgotha vir jou afstootlik wees. As jy gril oor die vuur en die swaal wat oor Sodom en Gomorra uitgestort is, dan moet Golgotha jou blind van woede maak. Hoor jy wat ek sê? Want mense is mos altyd baie gesteld op regverdigheid. Is dit regverdig dat Sodom en Gomorra, dat vuur en swaal op die ergste van alles op onskuldige vrouens en kinders uitgestort? Is dit regverdig? Waar's God as dit gebeur? Is hy agter dit? Ek sê, as dit vir jou aanstoot gee, dan moet jy blind van woede word oor wat op Golgotha gebeur het, want wat daar gebeur het, erger is enigiets wat ons ooit kan begryp, het gebeur met 'n man wat volkome onskuldig was. Inderdaad, sou God sy seun onregverdig behandel het, as Jesus nie vrywillig onder die toorn van miljoene mense ingeklim het nie, sy plek geneem. Die sleutelwoord hier is vrywillig. Maar jy sien, gedring deur sy liefde vir sy Vader, ten alle koste wou en moes hy aan sy Vader gehoorsaam wees. En gedring deur sy liefde vir die mense wat die Vader aan hom toevertrou het, het hy met 'n hart van volkome oorgawe onder ons sondeskuld ingeklim.
Hy het dit gedoen. Hy het dit gewillig gedoen. Hy het dit vrywillig gedoen. En hy het presies geweet wat vir hom wag. Wil jy iets verstaan van Jesus Christus se liefde? Gaan bepeins hierdie passiewe gehoorsaamheid, noem ons dit in die teologie. Gaan bepeins dit van hom, waar hy as dit ware gaan staan het, sodat die sondeskuld van miljoene mense op hom gestapel word. En hou in gedagte, as jy dan in Christus is, jou sondeskuld was ingesluit. En daar is talle skrifuitsprake wat ek vir julle sou kon voorhou, om te beklemtoon dat hy dit vrywillig gedoen het. En jy sien, tot so 'n mate het hy vir ons sonde geword. Tot so 'n mate het hy sonde voor God geword, dat hy hierdie oordeel van God moes verduur. En op Golgotha het die toorn van God, waaroor ons verlede week baie meer uitvoerig gepraat het die toorn van God genadeloos, golf na woedende golf, met meedoenlose intensiteit oor hom gespoel. En dis wat op Golgotha gebeur het. Kan ek verder gaan? Golgotha was ten diepste die Vader se inisiatief. Al het Jesus dit vrywillig gedoen, was dit ten diepste die Vader se inisiatief. Daar staan in Romeine 3 vers 25 dat die Vader sy seun gegee het. Ek dink die nuwe vertaling vertaal dit met gegee. Maar die bepaalde Griekse woord wat daar gebruik word, die werkwoord, is baie sprekend. As jy dit nou baie letterlik gaan vertaal, beteken dit dat die Vader sy seun voor homself neergesit het. Voor hom wat die Vader is. Hy het sy seun gevat en voor homself neergesit met die oog daarop dat sy seun sy toorn kon bevredig oor die sondeskuld van miljoene mense. Jesaja voorsien dit baie aangrypend in die 4de kneglied, die kneglied van Jesaja 53. Kom ek lees vir julle enkele frases daar. Ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Let op, deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. As nie sterker woorde in Afrikaans om dit uit te druk wat met hom gebeur het nie. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sien, die straf, sy wonde. En let op, staan in vers 10, dit was die wil van die Here om hom te verbrysel. Om hom die pyn te laat ly. Waarlik, die geregtigheid van God het vereis dat daar nie ligtelik met sonde gewerk word nie. En kan ek net dit sê? En hoor my nou, as jy nou vanmôre hier sit en jy's nog nie in Christus nie, en ek praat met die kinders, ek praat met groot mense, ek praat met ou mense. As die Here God daarop aangedring het dat sy toorn bevredig word, selfs in sy seun. As die Here God met ander woorde sy eie seun nie oorgesien het nie. As die Here God die inisiatief geneem het dat sy seun mense se oordeele dra sodat hy hulle regverdig, juridies korrek kon red. Dink jy vir 'n oomblik jy gaan ontkom as jy die ewigheid ingaan buite Christus? Dink jy vir 'n oomblik hy gaan jou oorsien? Nee, 1000 maal nee. Maar op Golgotha natuurlik sien ons nie net God se toorn in aksie nie. Ons sien ook sy genade by uitnemendheid. Die helderste uitdrukking van sy genade sien ons daar.
Ons sien met ander woorde sy geregtigheid en sy guns in intieme omhelsing. Ons sien sy toorn en sy liefde in 'n intieme omhelsing daar. Maar jy sien, soos ek gesê het, ons kan verseker weet, elke kriesel skuld van elke uitverkorene, deur al die eeue, is volkome daar betaal. En dis genade. Ek was gister by die afskeid van 'n kollega wat 'n beroep aanvaar het en wat nou vertrek, en dit was die afskeid, en nou was daar baie mooi dinge oor hom gesê, en ek ken die kollega, ek ken hom baie goed, baie goeie vriend van my, en ek het geweet alles wat gesê het was waar, en ek sê dit nie tong in die kies nie, ek bedoel dit. Hy's 'n merkwaardige godsman. En soos wat al hierdie waardering vir hom uitgespreek is, het ek self, aan julle moenie dink ek huigel nou nie, moenie dink ek probeer vroom klink nie, maar ek verskrompel in my binneste. Want ek het geweet, daai dinge kan nie van my gesê word nie. Het geweet, I don't live up to it. Ek is nie daar nie. En uiteindelik, broers en susters, waar kry ons troos vir ons mislukkings? Waar kry ons die troos? Net hier. Net hier. Op Golgotha. Ek weet nie hoe julle eie lewens beleef nie. Ek het laasnag weer van 1 uur af wakker gelê, ou mans lê maar wakker van 1 uur af. En dan dink ek oor die goed. En dan besef ek, daar's 2 dinge wat my troos. Die een, die van julle wat nou meermale in die gemeente kom, ken die ontugtige vrou van Jakobus 1. Onthou julle? Gaan lees dit nou maar, waar hy sê, ons eie begeerlikhede is soos 'n ontugtige vrou wat 'n man probeer verlei. Jou eie begeerlikhede probeer jou verlei. Maar ek vind soveel troos daaraan. Hoor dit. Jakobus sê, dis eers wanneer jy saam met hierdie begeerlikhede gaan, hierdie ontugtige vrou, dat sy swanger word, en dan baar sy 'n kind, en wat die kind se naam? Sonde. So die hele implikasie is, dis eers wanneer jy toegee aan hierdie begeerlikhede, dat sonde gebore word. Want ek kan vir julle verseker, ek weet nie of julle hiermee kan identifiseer nie, maar ek kan julle verseker, elke dag en die heel dag is ek in 'n stryd tot die dood toe met allerlei begeerlikhede, en ek praat nie net van die 7de gebod nie, moet nou nie dink omdat Jakobus se beeld oor die 7de gebod gaan, dit gaan net daaroor nie. Dit gaan oor die hele spektrum. Selfsug, hebsug, maar helaas ook uit die 7de gebod. En ek het soveel troos daarin, dat hierdie worstelinge as sodanig is nie die sonde nie. Trouwens, dit lyk vir my, die Bybel leer ons, dat hierdie worstelinge met sonde en begeerlikhede, en dit gebeur hier in 'n mens se hart, niemand weet dit eers nie. Net jy weet dit. Is tipies van egte Christenskap. As jy dit nie ken nie, wonder ek of jy 'n Christen is. Wonder ek of die duiwel moeite doen om jou aan te val. Wonder ek of daar enigstens weerstand is teen die vlees in jou lewe. Hoe dit ook al sê, dis die troos. Dis die troos wat ek kry. En weet julle wat die ander stuk troos wat ek het, is dat die Nuwe Testament baie duidelik vir ons sê, dis die tollenaars wat gered word, en nie die fariseërs nie. Hoeveel vreugde het ek nie daaraan nie. Hoeveel vreugde het ek nie aan die misdadiger wat saam met Jesus gekruisig is en toe gered word nie. Hoeveel vreugde het ek nie in Matteus 5 vers 3 waar Jesus sê, dis die geestelike bedelaars wat gered word nie. Nie die goodies nie. Maar dit beteken nie dat jy outomaties gered word nie. Jy moet in Christus invlug. Kom, ek gaan aan. God se genade red nie net nie. Dit dam ook sy toorn vir 'n tyd lank op.
Kyk, dis baie belangrik dat ons sal verstaan, en probeer my nou volg, dat nie 'n enkele een van God se attribute uitpas is met enige van sy ander attribute nie. En daarom bestaan daar geen twyfel nie, dat God se genade nooit sy toorn ophef nie. En dat sy toorn nie strydig is met sy liefde nie. Sy verskillende attribute, sy karaktertrekke, die uitnemendhede van sy persoonlikheid, is alles in volmaakte harmonie met mekaar. En daarom moet ons verstaan dat sy genade is in volmaakte harmonie met sy toorn. Sy genade hef nie sy toorn op vir mense wat buite Christus heen gaan nie. Maar sy genade dam wel sy toorn op vir 'n tyd, sodat mense kans kry om hulle te bekeer. En dit is waarom Jesus sê, as julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. Dit is soos 'n dam. Enige dam kan net soveel water vat voordat hy breek. Maar as hy goed gebou is, kan hy baie lank staan. En ons leef in die oomblik, hierdie oomblik, in die tyd van die opbedamming van God se toorn, tot 'n baie groot mate. Ja, ons sien flitse hier en daar, soos ek laasweek gesê het, net om ons te herinner dat hy 'n God van toorn is, net om ons te bewaar daarvan dat ons self tevrede raak. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor. Die Nuwe Testament is daar vir ons almal om te lees, dat die dag gaan kom, dat die dam, die wal, wat sy toorn opdam, gaan breek. En dis 'n dag wat onafwendbaar kom. En dan gaan sy toorn ongeëwenaard oor die bewoners van hierdie aarde spoel. En die vuur en die swaal van Sodom en Gomorre sal soos 'n kersliggie daarmee vergelyk. So word dit in die Openbaring boek gestel. Ek lees hier uit hoofstuk 9 en uit hoofstuk 6 net enkele frases. In daai tyd sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal hulle ontwyk. Al die mense het in die grotte en onder die kraanse weggekruip en hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. En die groot dag, en ek haal nog altyd aan, waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek en wie sal kan staande bly. Jy sien, op daardie dag sal die wit warm lava van God se toorn elke grot en elke skeur onkeerbaar binnespoel. En elkeen wat volhardend in ongeloof en sonde en rebellie geleef het, sal verswelg word. Maar niemand sal sterf nie. En niemand sal op hierdie wyse die oordeel ontkom nie. Trouwens, lyk vir my dit sal tot na alle ewigheid die grootste enkele versigtiging wees van mense om tog net te kan sterf, maar hulle nie kan sterf nie. Hulle nie kan sterf nie. Nou, is dit nie te sterk gestel nie? Is dit nie bloot naïewe bangmaak stories nie? Wel, al wat ek kan sê, jy het 'n Bybel wat jy kan lees. Gaan lees die Bybel. Lees hom met 'n oop gemoed. En jy sal met my moed saamstem. Die Bybel waarsku ons teen die dag van God se oordeel en die dag van God se toorn. Is geen twyfel oor. En daar's net een manier waar jy dit kan afmaak as 'n bangmaak storie, as 'n naïewe spookstorie. Jy moet die Bybel verwerp. En dan moet integriteit jou daartoe kry om daai Bybel met al die minagting waaroor jy beskik uit jou huis uit te gooi. Of jy vat wat die Bybel vir jou sê. En my taak as prediker is nie hier om wensdenkery
te verkondig en julle sodoende te streel nie. Nee. My taak as prediker is om die woord van God te verkondig, getrou, sonder om by te voeg, sonder om weg te neem. Is nie noodwendig vir my maklik nie. Is nie noodwendig vir my lekker nie. Maar dis my taak. Dis my taak voor die Here God. En as Jakobus sê die prediker sal met 'n dubbele oordeel geoordeel word, is dit een van die dinge wat aangelê, van die norme wat aangelê sal word op predikers. Was hulle getrou aan die woord? So glo ek met my hele hart. En daarom moet ek getrou wees in die woord. Die vrese van die Here dwing my om dit te doen. Sal iemand vrykom op daai dag? Ja, baie. En wie is hulle? Wel, is diegene wat nie voorbrand skuil. Diegene wat skuil waar God se toorn reeds gebrand het, van tevore reeds gebrand het, en daarom nie weer gaan brand nie. En waar is dit? Golgotha. Daar het God se toorn gebrand, soos ons gesien het vanmôre. Daar het sy toorn gebrand. So, jy sien, diegene wat in die tyd van genade in Christus ingevlug het, sal op daardie dag en tot in alle ewigheid veilig en beskerm en onbedreig wees. Hulle sal onomkeerbaar geborg wees. Hulle sal welgelik salig vergenoegd wees. Hulle sal knus in die Here se omhelsing verkeer. Maar die voorwaarde, jy moet by Golgotha wees. Die dag as God se toorn uitgegiet word, die dag as die dam breek. En natuurlik, jy moet by Golgotha wees die dag as jy jou laaste asem uitblaas. Nou, die vraag is, hoe vlug ons in Christus in? Nuwe Testament het net een antwoord, julle weet dit so goed soos ek, deur geloof in Christus alleen. Jy sien, wat is die Nuwe Testament se boodskap? Wat is die evangeliese boodskap? Christus, Christus, Christus. Dis die boodskap. Hy en hy alleen. Dis die boodskap. Vertrou hom. Naal jou oë op hom vas. Werp jou met alles wat jy is en het op hom. Jy sien, jy moet sy verdienste toeëien. En jy moet jouself aan hom toevertrou. En jy moet jouself aan hom toewy. Daar is nie so iets soos 'n egte bekering sonder dat jy jouself aan koning Jesus toewy vir tyd en ewigheid nie. Daar bestaan nie so iets nie. Hy is profeet en priester en koning. Hy is nie net priester wat sondaars red nie. Hy is ook die koning wat daarop aandring dat hy gehoorsaam sal word en dat hy gedien sal word. En nou moet jy jouself aan hom toewy, toeëien, toevertrou, toewy. Jy sê my geloof is te swak. Wel, die Here beloof dat hy nie 'n geknakte riet sal breek nie en dat hy 'n rokende lampput nie sal uitblus nie. Kyk, sy beloftes word nie aan sterk geloof gegee nie. Sy beloftes word aan egte geloof gegee. En soos ek net nou gesê het, hoeveel troos put ons nie uit die misdadiger in die kruis nie. Hy het nie 'n sterk geloof gehad nie, maar hy het egte geloof gehad. Jy sien die krag van ware geloof, die krag van ware geloof lê juis in sy swakheid, juis in sy afhanklikheid, juis in sy bankrotskap, is dit nie so nie? Nou ja, wat moet 'n mens dan doen om gered te word? Kom ek gooi julle 'n bietjie toe met 'n paar vrae. Nie om dit moeilik te maak, nie om dit ingewikkeld te maak nie. Ek gaan vir jou vra of jy met my saamstem oor 'n stuk of 10, 12 vrae. En as jy gereed is vir die koninkryk, en ek wil dadelik sê, as jy in die koninkryk is, gaan jy op elkeen van hierdie vrae onmiddellik kan sê, ja, 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 ja,
sonder uitsondering. So is nie moeilik nie. Jy sien, hierdie vraag is maar net 'n soort van diagnostiese vraag om jou te help, om te weet of jy inderdaad die hart van die tollenaar het, en of jy nie dalk 'n fariseer is hier nie. Stem jy saam dat jy as sondaar hoegenaamd nie aan God se standaarde kan voldoen nie? Nie op eie meriete nie. Stem jy saam daarmee? Stem jy saam dat jou beste godsdienstige en morele pogings jou nooit vir God aanvaarbaar kan maak? Jou heel beste godsdienstige en morele pogings kan jou nie vir God aanvaarbaar nie. Stem jy saam dat Jesus Christus jou enigste hoop is? Stem jy saam dat die Bybel 'n oop en ongekwalifiseerde uitnodiging rig aan elke sondaar om hom of haar met God te versoen? 'n Ongekwalifiseerde uitnodiging. Stem jy saam? Stem jy saam dat jy nie maar sommer net op jou hande kan bly sit en wag dat iets moet gebeur met jou nie? Stem jy met ander woorde saam dat jy iets moet doen? Die Bybel is tog duidelik daaroor, jy moet iets doen. En ek rig my nou veral tot diegene van julle wat nie vanmôre met God versoen is in Christus nie. Jy moet iets doen. Stem jy saam dat jy 'n kwaliteitsbesluit sal moet neem? Kwaliteitsbesluit. Vir die res van jou lewe. Stem jy saam dat die Here sonder enige twyfel sondaars oproep om hulle te bekeer en om die evangelie te glo? Stem jy saam dit is absolute huigelagtigheid om te sê jy vertrou Christus vir ewige saligheid terwyl jy hom nie as koning dien nie? Dis absolute skreiende, hemelskreiende huigelagtigheid om te sê ja, ek vertrou hom vir saligheid, maar ek dien hom nie as koning en ek lewe nie 'n heilige lewe nie. Stem jy dus saam dat integriteit van jou sal vereis om jouself lewenslang aan Christus se regering te onderwerp? Stem jy saam dat niemand die vermoë in homself het om hierdie dinge te glo en te doen en te bly uitleef as die Here hom nie help nie? Stem jy saam met my? Stem jy dus saam dat elke tree vorentoe in biddende afhanklikheid van die Heilige Gees se werk gegee sal word? As jy deurgangs kon sê ja, van harte stem ek saam, dan as jy nog nie in Christus is nie, is jy nou 'n halfduim van die koninkryk af. Ek sê, as jy vanuit jou hart en alle integriteit kon sê ja. En asseblief tog, moenie maar dink ek probeer my bes nie. Dit sal verdoemend wees op daardie dag as jy staat maak op jou bes. Asseblief moenie daarop staat maak dat jy in die kerk groot geword het nie. Asseblief moenie daarop staat maak dat jy 'n lidmaat van Antipas is nie. Maak seker dat jy in Christus is. Maar indien jy op al hierdie vrae kon sê ja, van harte, ja, ek stem saam. Nou wil ek nou vir jou die wonderlikste van alle uitnodiging wat ons as gemeente baie goed ken. Maar tog 'n uitnodiging wat baie gereeld maar weer in elke gemeente moet weergalm. Wil ek een van die wonderlikste van alle uitnodigings vir jou voorhou en tot jou rig. Die 5de laaste vers van die Bybel. Die Gees en die bruid sê, kom, dis uitnodiging. En elkeen wat dit hoor moet sê, kom. Jy sien, daar was 'n dag, in my geval 33 jaar gelede, wat ek hierdie uitnodiging gehoor het. En ek loof die Here.
ek loof die Here. Net die afgelope week weer so 'n kort CV van myself skryf en in die klimaks van daai CV was 33 jaar gelede 'n lewensveranderende bekering op 28-jarige ouderdom. Kom, en jy sien ek het die uitnodiging gehoor en wat doen ek sedertdien? Ek rig die uitnodiging. Die wat hoor, die wat gehoor gee, moet die uitnodiging rig. Broer en suster, as jy sê jy's in Christus, as jy sê jy die uitnodiging aanvaar en jy rig nooit die uitnodiging nie, as jy mos ontrou, dan is jy mos ongehoorsaam en as jy waarskynlik 'n huigelaar. As jy nie in jou hart van harte hierdie begeerte het om mense te sien na Christus toe kom nie, dan is daar fout met jou. Dan moet jy dalk goed luister na die uitnodiging. En hier kom die uitnodiging. Elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Verniet. Is verniet. Jy sien, is verniet. Gratis. Jy hoef nie te betaal nie. Jy hoef nie eers goed te wees nie. Jy hoef nie eers te bewys dat jy die Here ken en dat jy die Here dien voor jy gedoop hoef te word nie. Jy hoef nie eers te presteer voor jy lidmaat van die gemeente word nie. Nie al wat ons vir jou vra, het jy in Christus ingevlug. En as jy vandag in Christus invlug, kwalifiseer jy nog voor dit donker word vir die doop, en kwalifiseer jy nog voor dit donker word vir lidmaatskap van hierdie gemeente. Dan sal ons jou verder vat, dan sal ons jou leer. Maar hierdie gemeente is nie 'n showcase nie. Hierdie gemeente is nie 'n museum nie. Hierdie gemeente is 'n werkswinkel. Hierdie gemeente is 'n gimnasium. Hierdie gemeente is 'n fabriek. En hier is baie plek vir sondaars wat hulle bekeer het. Hier is baie plek. En daarom gaan dit soos dit gaan. Dit gaan soms dol en moeilik en is dikwels, verskoon my die uitdrukking, baie drek en trane in hierdie gemeente. Is dit nie so nie? Maar dis omdat wat hier gebeur is eg, it's real. Die plek vir sondaars in hierdie gemeente. Jy moet wees. In die dag as hierdie gemeente sy deure begin sluit vir sondaars en sê jy moet eers presteer voor jy by ons kan inkom, daai dag, ikabot. Die uitnodiging, kan ek dit nog 'n keer herhaal? Elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet kom kry. Verniet. En ek hou so van die NIV wat sê, whosoever. Dis 'n ongekwalifiseerde, dis 'n oop uitnodiging. Het jy gehoor vanmôre? Ons sal nou op verskillende maniere huis toe gaan. Die meerderheid sal huis toe gaan met harte vol verwondering en dankbaarheid oor die evangelie en oor God se genade in ons lewens. Maar miskien was jy vanmôre tog diegene wat nog nie met Christus versoen is nie. En ek sê weer, moenie op jou vroomheid staat maak nie. Moenie staat maak op die feit dat jy goed is nie, dat jy in 'n kerk behoort nie. Nee. Vra jouself af, toets jouself of jy in die geloof is. Broer, suster, loof die Here as jy in die geloof is. Vriend, as jy nie die kragte van die toekomstige eeu reeds in jou voel beur nie, as jy nie weet dat die ou dinge verbygegaan het en dat alles nuut geword het nie, kragte wat jou lewe verander, kragte wat 'n hartstog in jou skep om God te ken en God te verheerlik, dan is dit vanmôre die tyd om met die Here reg te maak. Nou gaan ek nie 'n uitnodiging maak nie. Ek sien Billy Graham nie. Hy kan dit so doen. Ons doen dit nie so nie. Nee, jy het nou gehoor. Die verantwoordelikheid is nou by jou. As jy wil, gryp my in die arm, gryp een van die ander ouderlinge, of wie ook al in die arm, of gaan gewoon net huis toe, gaan maak dit uit met die Here. Kom ons bid saam. Ag, onse Vader in die hemel, ons dank U, dat U 'n reddende God is.
Ons dank U vir die realiteit van die wedergeboorte en vir die realiteit van lewensverandering wat dit bring. Hoeveel van ons kan nie in hierdie saal vandag getuig dat die ou dinge verbygegaan het, dat alles nuut geword het nie. Dat ons inderdaad nuwe skepsele is nie. Ons prys U heilige naam. Dankie Here, ons God, dat U ingegryp het in ons lewens. En dankie dat U ons vertroos wanneer ons tot die dood toe beklei met al die begeerlikhede en die valse motiewe en die huigelagtigheid wat op ons afstorm. Ons dank U dat die woord ons verseker, U red tollenaars. Prys U heilige naam. Amen. Ag en onsse Vader, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onsse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees as ons huis toe gaan. Amen.